net so 6 sekondes gee. Ons sê julle, baie welkom weer hierso by Spiritual Talk. Ek is Pede en hier langs my sit Benny Jonker, soos julle onthou, hy het laas lekker saam met my gesels hierso. Nou Benny, dankie weer dat jy saam met my kom sit. Ek neem aan, hoe was jou week van laas tot nou toe? As jy vinnig moet opsom. So vinnig moet opsom. Ja. Dit was 'n goeie week, kom ek sê so, om goeie dit week. kort en kragtig te maak, 'n goeie week, 'n baie suksesvolle week. Behalwe dat die draai van die seisoen so 'n bietjie van die effek op 'n mens het met die sinusse en die Ja. siek wees, maar ja, ek dink met die genade van die Here doen ons goed en ja, hier sit ons weer. Ja. Kan die glo tyd vlieg so vinnig verby nie. Okay, nou Benny, ek dink die kykers wat inluister nou, ek dink nie hulle almal weet jy is 'n visserman nie. Nee. Nou verbeel my, ek dink ek het gister verby jou gery toe jy op pad Potsdam toe was. Ja. Ek het geweet dis jy. Maar ek ry verby en ek sien die kar en ek sê ek ken hierdie kar, maar nou kyk ek sê okay, daar's 'n missie op en daar's ek en julle ry definitief Potsdam toe. Ja, dis 'n interessante nuwe passie, as ek die woord passie kan gebruik. Toe ek jonger was, het ons dit baie gedoen. En nou dat ek ouer is, nou geniet ek dit meer om net daar langs die dam en ons vreemd genoeg doen ons dit nogal in die winteraande. En die rede daarvoor is dis wanneer jy die grootste vis vang. So ja. Is dit die rede? Ek kon dit nooit verstaan nie. Ek sê soos vang jy nou, wat is die rede dat ouens in die middel van die aand gaan vang wanneer dit ijskoud is by die water? Soos wat is die rede? Nou verstaan ek. Ja. Maar hoekom weet jy hoekom jy vis byt meer of weet jy? Ek weet nie, ek dink kyk ons doen ons bass visvang. So ons vang bass en wanneer dit kom by bass dink ek dis die tye wanneer die groter bass meer rond beweeg. Ek dink dis kyk want dit is die Engels praat van dis 'n predator, jy weet 'n hunter. Okay. So met ander woorde, dis die tyd wanneer hulle jag en dan dis die geleentheid wanneer jy kry om die groteres te vang. Okay. So, ja. Dit is interessant. Ek het nog nooit geweet nie. Maar ek wil nou nie praat oor visse heeltyd nie. Dis nou nie die deel van die channel nie. Maar ons gaan so 'n bietjie vandag gesels oor jou geestesgesondheid wat jou sukses bepaal. En ek dink dis 'n interessante onderwerp as jy nou net vat. Wat bedoel hulle as hulle sê jou geestesgesondheid bepaal jou sukses? En as ons amper 2 al klaar uitpak en 'n bietjie definieer is jou geestesgesondheid. Ons het blaas so 'n bietjie aan dit geraak. Ons het ja. Jou gees en liggaam met die woord mooi uitbreek en sukses. Jy het sukses in die oë van die koninkryk en nie in die oë van die wêreld noodwendig nie. Dis 2 wêrelde van mekaar af. En die een skrifgedeelte wat ek met julle wil deel, dit is Joshua 1 vers 8. Dan gaan vir ons gou hierso lees. Dan gaan vir ons in die New Living Translation lees en hy sê Joshua 1 verse 8. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. So daar's weer daai woord succeed. Ons moet vinnig opsomming van die gedeelte daarso. Ek meen, hy sê mediteer op hierdie boek van instruksies, hierdie boek van wysheid en kennis. Mediteer op dit daagliks. Ek dink dit is 'n interessante opdrag wat God vir ons gee daar. En dan weet jy as jy nou vat in jou kom ons sê jou pad en jou verhouding met die Here, hoe jy nou al tot vandag toe is en waar jy begin het. As ek seker daarvan jy kan nogal saamstem met wat Joshua sê in die boek hierso is dat ons moet mediteer op die woord daagliks. En wat was jou ervaring van dit? Vandat jy hierdie liefde ontdek het vir die woord en bietjie meer in te delg in die woord. Ja, ek dink wat vir my interessant is, ek dink baie min van ons besef die waarde van daardie woorde, waar hy sê mediteer oor hierdie woorde, oor hierdie wetboek dag en dag. Laat hierdie wetboek nie uit jou hart en uit jou denke uit, jy weet, moenie toelaat dat dit verwyder word nie, maar maak dit deel van jouself. Ja. Hy sê en dan is daar 'n baie belangrike woordjie wat saam met dit gaan. Dan sal jy suksesvol wees in al jou weë. Nou daai is 'n baie belangrike woordjie, die woordjie dan, want baie van ons in ons daaglikse, jy weet, die normale lewe wat ons leef. Ja, ek dink baie mense wat hulle self as gelowiges beskou, wil 'n lewe leef van 'n goeie balans. En wanneer ek praat van 'n goeie balans, dan probeer ons 'n leefstyl leef van, jy weet, jy het 'n goeie verhouding met die Here, maar jy wil ook 'n suksesvolle, gemaklike en 'n rustige lewe leef wat saam met dit gaan. Nou, wat hierdie gedeelte in Joshua 1 vers 8 doen, is dit gee vir jou die wysheid van hoe om dit te doen. Ja. Jy sien, dis baie belangrik, want hy sê vir jou, die oomblik as jy verstaan hoe God se planne, God se werking van sy koninkryk is, dan sal jy suksesvol wees in al jou weë. Ek meen ons weet dit, die profete skryf, hulle sê, my weë is nie julle weë nie. Ja. So verstaan nie, God sê dit, hy sê met ander woorde, my denke is nie julle denke nie, my toepassing is nie julle toepassing nie. Dis 'n baie belangrike beginsel, want dit sê vir ons met ander woorde, ons natuurlike manier van dink en doen, is nie hoe God dit sou doen nie. Nou as ons as mens met die beginsel, soos wat jy genoem het, met 'n goeie geestesgesondheid,
die totale mens. Nou, wat belangrik is om te verstaan, as 'n totale mens is jy gees, siel en liggaam. Jy's nie 'n gees in 'n liggaam of jy's verstaan, daar's nie 'n enkel definisie van wie jy is nie. Ja. Jy's 'n totale mens, gees, siel en liggaam. Nou as 'n totale mens het jy die geestelike aspek. Nou ek hou daarvan om die woordjie geestelike aspek te definieer as die geestelike invloed in jou lewe. Dis so korrek. Ek hou van die woord jy gebruik, die invloed. Ja, die Wat is jou invloed. geestelike Ja. invloed? Wat is jou geestelike kos, as ek nou 'n verkleinering eintlik kan gee van invloed, maar dink men daai maak die komplete Christen, die Ja. suksesvolle Christen wat mense eintlik sê. En dit gaan jou sukses bepaal. Ek hou daarvan dat jy daai woord dan gebruik het in Josua 1 vers 8 en dit wys net weer eens dat wanneer jy begin mediteer op die woord, gaan woorde soos daai wat jy nou geïdentifiseer het, makliker sigbaar word. Ja. Want ek kan getuig daarvan dat ek daai skrifgedeelte 10 keer in my lewe gelees het. En die laaste week het ek dit anders begin lees. Maar die vorige keer het ek alles gemis. Ek het die gedeelte van mediteer gemis en wat dit werklik waar beteken. Ek het die gedeelte van sukses gemis. Ek het die gedeelte van dan sal die sukses wees gemis. Ek het eintlik so baie gemis. En dis omdat ek net nie daai insig gehad het. Dis omdat ek nie daai geestelike invloed gehad het om my denke nou te begin verander en te sê ek moet anders kyk na die woord. En dis vir my die beste voorbeeld nou waar jy mediteer op die woord en jy begin goed raak sien. En dis wat God actually nou besig is om oop te breek vir jou. Ja, Dis vir my so mooi. Ja, dis waar. Ek meen daar's 'n tweede beginsel. Nou dat jy so praat, ek meen as jy praat van 'n goeie geestesgesondheid, met ander woorde 'n goeie selfbeeld waarmee jy leef. En dis belangrik want wanneer jy goed voel oor jouself, Ja. gaan jy wil verbeter. Jy verstaan, in elke aspek van jou lewe gaan daar verbetering wees. So Matteus 22 byvoorbeeld waar Jesus aan die woord is en hy sê daar so, hy sê die grootste gebod en daar's my mooi verwysing. Hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Met ander woorde, die prioriteit van ons lewens is om God te ken in sy volle wese en hom lief te hê. Okay. Dan sê hy die tweede een hiermee gelykstaande. So met ander woorde op dieselfde vlak. En hier is bitter belangrik om te verstaan. So met ander woorde, nie een wat minderwaardig is nie, maar op dieselfde gelykstaande is om jou naaste lief te hê soos jouself. En daar's een wat ons mis. Ons ken die beginsel om jou naaste lief te hê, maar wat van onsself? Ja. Het jy jouself lief? Wat dink jy van jouself? Jy sien, en die beginsel is dan met ander woorde, as jy jouself prioritiseer, jy het jouself lief, sal ander mense vir jou belangriker wees. Jy sal baie makliker fokus op ander mense se nood en wat in hulle lewens aangaan. Hoekom? Want jy besef wat jy nodig het ander mense nodig en wat jy vir jouself doen, sal jy vir ander mense doen. Dis baie belangrik om hierdie te verstaan. Jy sien, want dit skep, as jy 'n goeie selfbeeld van jouself het, sal jy ook so voorkom en jy sal iets wees wat 'n aantrekkingskrag is, jy weet, na die wêreld buite en na ander mense, want mense sal sê, dis waar die beginsel vandaan kom in Handelinge, waar ons sien in die boek van Handelinge staan daar geskryf, en vir die eerste keer in Antiochië was die gelowiges Christene genoem. Hoekom? Verstaan jy? Ja, want die beeld wat hulle uitgedra het was, daai ouens soos Christus. Verstaan jy? So, nou kan ons hulle Christene noem, want die beeld wat hulle uitdra, die selfbeeld wat hulle daar buite uitgee, verteenwoordig iets van wie God is. En dis fenomenaal, want dit sê vir ons, as ons verstaan hoe waardevol daai selfbeeld beginsel is, wel, dit verander die hele wêreld waarin ons leef. Till Christ is formed within me. Ja. Dis vir my uitstekend. En om terug te gaan na, ek weet ons het laas juist gepraat oor die naaste liefde en met jouself eers lief hê. En ek wil begin met daai vir jouself lief hê. En dit vir baie van ons kan dit dalk 'n struikelblok wees. En die eerste vraag is, hoe doen ek dit? Waar begin ek? Ek het soveel seer, ek het pyn. En as ek vat die woord mediteer, toe ek dit weer raak sien, ek sê, maar wat beteken mediteer? Ons kry soveel plekke in die wêreld wat hierdie meditation goed aanbeveel en dit het half so begin verdraai. En ek wil amper sê godsdienstig en baie snaaks begin raak. En toe ek gaan kyk na wat die woord beteken in die konteks van die Bybel, dit is afkomstig van die woord mederi, wat beteken om te genees. En dis wat Joshua praat van, om te genees in jouself, om te genees na die beeld en gelykenis van God, wie hy jou geskaap het. En dis wat daai woord meditasie is, want dis om te genees, om te luister wat het God gesê is jy. Hy het jou genoem hy is nie net jou vader nie, maar jy is ook in sy beeld, ook in sy gelykenis gemaak. Jy luister wat sy woord sê oor sy liefde vir jou, want hy het ons eerste
liefgehad. Ja. So dit is vir my mooi om te besef dat okay, mediteer beteken herstel, beteken genees, sodat ek myself kan lief hê, sodat ek ander kan lief hê. Dis amper die een opdrag net voor die ander een. Dis die eerste stapie wat jy moet regkry om die ander een te kan toepas weer. Dis baie waar, want jy sien, dis waar die verlossingswerk van Jesus Christus so belangrik is. Met ander woorde, hoekom moet ek en jy gered word? Ja. Dis die groot vraag, hoekom moet ons gered word? Jy weet, en dit beantwoord amper die vraag, of dit bevestig die stelling wat jy nou gemaak het. Want om gered te word beteken dat ons weer eens herstel word na die oorspronklike posisie en opdrag wat God vir ons in gedagte gehad het. Ja. Jy sien, so die verlossingswerk van Jesus Christus word nou 'n fundament. Met ander woorde, iets waarop jy kan staan, en elke slag wanneer iets verkeerd gaan, wanneer jy hartseer is, wanneer jy mismoedig is, dan beweeg jy terug na jou fundament toe, iets waarop jy kan staan. En as jy die verlossingswerk van Jesus Christus verstaan, dan beteken dit, nou weet jy wie jy is. Jy het 'n nuwe identiteit. Jy het nou gesê, wanneer God sê, jy's nie meer 'n slaaf nie, jy's 'n kind, dan ken hy waarde aan jou toe. Met ander woorde, hy gee vir jou 'n nuwe identiteit. En as jy 'n kind is, wat sê dit van jou? Ja. Jy weet, jy's 'n kind van die lewende God. Jy's nou nie meer net nie. Jy is iemand besonder. Jy's verbind aan iemand. Jy's verbind aan die koning van die konings. Dis die beginsel. Dis hoekom Jesus Christus genoem word die koning van die konings. Hy is die koning, die groot koning. Maar ons word, jy weet, onder sy koningskap, heerskappy aangestel as konings, omdat ons 1 Johannes bevestig het, hy sê, want soos wat hy is, so is ons in hierdie wêreld. Jy verstaan nie, so met ander woorde, daai waarde toekenning in ons, gee vir ons daai hulp, daai genesingsmiddel, wat ons help om 'n fundament te skep, voordat ons kan beweeg en sê, weet jy wat, nou sien ek kans vir enigiets, nou sien ek kans om iets anders te probeer, jy weet, vir daai strewe na sukses, waarvan jy net nou gepraat het. Ja, jy het nou in die begin, dis omtrent al 10 minute terug, het jy genoem dat ons wil aan die een kant suksesvol wees in die lewe, en almal van ons wil, en aan die ander kant wil jy ook, jy weet, jy wil jou kerkbywoning doen en alles. Ja. En dis amper as dit die samelewing op 'n punt gekom het waar die twee begin split het vir een of ander rede. En as ek kyk na die woord en ek verstaan dit soos wat Joshua dit nou ook bevestig weer daar is, dat dis nie van ons staan twee verskillende entiteite te wees. Dit ons verstaan dat ek soek die koninkryk van God en die res sal volg. Dan sal ek suksesvol wees, want ek mediteer op sy God, continually. Dis ook weer eens 'n keyword, daagliks, aanhoudelik, onophoudelik. En jy kan nou enige vertaling gelees wat jy wil, maar dit gaan presies dieselfde sê. En dit is vir my so mooi, maar dit is belangrik dat ons as gelowiges besef dat ons kan nie kerk en ons eie drome skei nie. Nee. Dit kom God eerste, met jy het genoem. My wees is nie jou wie nie, my denke is nie jou denke nie. Soek my en ek sal vir jou denke openbaar. Ek sal vir jou idees openbaar sodat jy suksesvol sal wees. Ja, dit is baie waar, want ek meen, as jy, net om jou stelling te bevestig, as jy gaan kyk na die gedeelte in Matteus 6, vers 33, waar Jesus aan die woord is, en hy sê, eintlik so 'n paar verse voor, en dan begin hy sê, waarom bekommer julle oor wat julle sal eet en wat julle sal drink en wat julle sal aantrek? So met ander woorde, hy praat van 'n aspek van die lewe. Ons praat nou net van die twee, die balans tussen die lewe. Nou die een gedeelte van die lewe gaan oor wat jy eet, wat jy aantrek en wat jy verstaan. Jou verantwoordelikheid, die normale lewe wat jy elke dag leef. Dis die een aspek van die. Nou kom hy en hy sê, waarom bekommer julle? Die Engels sê dit eintlik mooi en ek hou van die Engels. Die Engels sê take no thought. Ek hou daarvan. Die Engels sê dit eintlik beter, take no thought. Jy weet, en dan gaan hy verder met vers 33. Dan sê hy, maar soek eers die koninkryk van God. So hy impliseer die volgende, dat 'n suksesvolle lewe kan nie geleef word sonder dat die koninkryk van God eers 'n prioriteit is nie. Die NIV sê dit eintlik mooi. Hy praat van the kingdom realm of God. Met ander woorde, die koninkryk omgewing, die koninkryk heerskappy van God. En is bitter belangrik om dit te verstaan. So met ander woorde, jy kan nie die twee skei nie. Daar is nie 'n balans tussen jou sosiale lewe en tussen jou godsdienstlewe. Daar is nie. Die twee moet een wees. As jy die twee skei, dan gaan die een afgeskeep word. Dis soos om te sê waar die woord sê, jy is gees en liggaam, om na jou liggaam en jou siel te probeer skei, of jou liggaam en jou gees. Dis een identiteit, dis een skepsel, dis een, ek het klaar gesê, identiteit, dis een ding. En ons probeer, alhoewel ons weet dis een ding, en soos ons hier sit en staan, ons probeer dit in ons dag tot dag lewe nog steeds skei. Onbewustelik doen ons dit. En dis 'n uitdaging. Dis om te sê, soos daai as jy in Engels gesê, give no thought. Dit gebeur nie oornag nie. Dit is nogals uitdagend, ek moet sê. Maar die goeie nuus is dat God gaan met jou wees met dit. Hy gaan vir jou, as jy boek van Spreuke byvoorbeeld vat, en ek kan vir jou waarborg dat, al vat jy net die eerste paar boeke, gaan jy al anders begin dink. Maar die boek van Spreuke bevat soveel wysheid en praktiese wysheid.
Ja, ek meen, jy praat van wysheid, ekskuus, daar's 'n mooi gedeelte Spreuke 4, terwyl jy nou so praat, jy weet, jy praat van die beginsels wat die boek van Spreuke gee. Spreuke 4 sê byvoorbeeld, bewaar jou hart bo alles. Ja. Hoekom? Want daaruit is die oorsprong van die lewe. Ja. So sien jy, die beginsel is daar, wanneer jy geestelik gesond is, wanneer jou geestesgesondheid op 'n goeie plek is daar 'n goeie lewe, want dit is die oorsprong van die lewe. Daarom sê hy, bewaar jou hart bo alles. Nou wat is jou hart? Jou hart is die samestelling van jou emosies, jou geestelike invloed en ook die uitvloei van jou as mens, hoe jy dit toepas, hoe jy dit uitleef, jou aksies, jou reaksies en jou toepassing. Dit is bitter belangrik om dit te verstaan jy? So daarom, as jy jou hart gesond hou, en hoe hou jy jou hart gesond? Deur goeie, gesonde geestelike invloed, dan is dit hoekom? Want daar's 'n gesonde uitloop van 'n goeie, gesonde lewe. Ons is eintlik so eenvoudig as jy vat die praktiese voorbeeld van as jy aanhoudelik slegte gewoontes het in terme van kos of wat jy inneem soos drank of wat ook al, dan gaan jou hart aangetast word. Ja. En net so ook as jy aanhoudend geestelike invloede, goeie geestelike invloede het, gaan jou hart ook aangeraak word. Die eerste ding wat God red as jy 'n kind van God word, is hy gee vir jou 'n nuwe hart. Ja, hy gee vir jou 'n nuwe hart. Dis die mooiste. Dis die mooiste bevestiging van hy gee vir jou 'n nuwe hart. Want God weet dis wat nodig is. God weet dis die hart van klip, maak nie saak hoe hard, ons weet hoe hard klip is. Hy gaan dit breek en hy gaan 'n hart van vlees vir jou gee. Dus alweer eens 'n bevestiging dat maak nie saak hoe alleen jy gevoel het, maak nie saak wie jy is of wie jy was nie, God gee vir jou 'n nuwe hart. Ja. Dis vir my die mooiste. Ja, dis belangrik, want ek weer eens, as jy kyk na daai gedeelte wat jy nou verwys, Jesegiel 36, Ja, waar God sê, en hy 26. praat van die proses van redding, hy sê, ek sal jou 'n nuwe hart gee, ek haal die hart van klip uit. En dan tweedens, dan kom hy en dan sê, ek sal jou 'n nuwe gees gee, ek sal jou my gees gee. So dit wys ons, sien jy, so ons kan nie die twee skei, of die drie skei, jy net gesê, gees, siel en liggaam nie. Ja. Want weer eens, dit wys vir ons dat om 'n totale, gesonde lewenswyse te leef, 'n goeie geestelike lewe, jy weet, die behoefte daarvan is goeie geestelike invloed. En jy het iets baie belangrik gesê. Jy weet, 'n nuwe hart impliseer 'n gesonde hart. Ja. Hoekom? Spreuke 4. Want uit jou hart uit vloei die oorsprong van die Lewe. lewe. So met ander woorde, ons kan dit nie skei nie. En jy weet, dit is my so mooi. Die Bybel is soos 'n legkaart. Jy weet, jy vat 'n stukkie hier, jy sit 'n stukkie hier en jy sit dit bymekaar en as jy so terug staan, jy kyk na die groter prentjie en dink jy, hoekom het niemand dit vir my gesê? Ja, dis presies. Ek het daai al so baie keer ervaar op hierdie legkaart. En as ek nou vat, ek bou ook al baie keer legkaart, dan probeer ek, okay, kom ek koop 1000 stuk. Jy dan koop jy om begin en ek, hoekom het ek dit gedoen? Dan voel jy soos, ja, en jy kan nie eintlik stop nie. Dis nie iets wat jy soos kan save en, jy kan stop, maar dit gaan al lê. Jy weet, as jy terug in die boks gooi, moet jy van voor af begin. En dis nogals moeilik. Maar die interessante ding van jou geestelike legkaart is soos hierdie journey wat jy het. Ja. Van stukkie vir stukkie. En jy het 'n stukkie waarmee jy dalk sukkel vir 'n paar maande of jare en jy kan nie verstaan, maar dit pas nie in nie. Hoekom is dit hier? En dan kom maar so along the line, kom maar so 'n paar ander stukkies by en ewe skielik maak hierdie stukkie nou sin. Ewe skielik is hierdie een klein stukkie wat vir jou so kopseer was van ek weet nie waar jy inkom nie. Nou pas dit perfek in. En omdat dit pas perfek in pas, is dit soos wat jy nou gesê het, jy kan terugstaan en jy kan presies die prentjie nou sien. Nou sien jy God se wysheid wat hy vir jou nou gee. Nou verstaan jy. Een van my kollegas by TU lank terug het altyd gesê, you gotta live, life only makes sense in the past, but you gotta live it in the present. En dit is vir my so mooi, want dinge maak dalk nie nou sin nie, maar vorentoe gaan dit sin maak. Vorentoe gaan ek terugkyk en sê, okay, nou maak dit sin. En dit is vir my so wonderlik as jy goedjies so mooi inpas. En die woord is presies so, van Genesis tot Openbaring, bevestig die woord keer op keer mekaar. En dis vir my die beste, is dat God bevestig sy woord. Sy woord sê selfs dat my woord keer nooit leerig terug na my toe nie. So vir ons as gelowiges wat suksesvolle lewe wil hê, wanneer jy die woord toepas en dit lewe in jou hart, iemand God vir jou gee, dan gaan jy suksesvol wees. Want sy woord bevestig dan. Ja, jy sien die probleem wat baie keer met mense gebeur is dat wanneer ons daai motivering het, nou wil ek iets anders begin doen en jy weet jy storm amper in dit en jy begin iets doen. En gewoonlik wat gebeur en baie min mense besef dit is dat ewe skielik, hoorie, nou word dit bietjie moeilik. Jy weet, dit word bietjie taaf en dan skielik is van, weet as ek op die regte pad, doen ek die regte ding, is ek besig met die regte goed. Maar daar's 'n beginsel in Genesis wat jou bevestig, moenie moed opgee nie. Waar God nadat hy die mens gemaak het in sy gelykenis en in sy beeld, in die volgende vers, dan sê hy daarso, hy sê, en vermeerder, dan sê hy heers en onderwerp. Nou, dis baie belangrike beginsel, want die Engels sê van, and subdue.
Nou subdue, wat was daar in die tuin van Eden vir Adam en Eva to subdue, om te onderwerp? Alles was goed. God het gesê, nadat hy al geskep het, was alles baie goed geweest. Okay. Maar hier is die beginsel. Die beginsel is die oomblik wanneer jy begin heers, dan word dinge moeiliker. Want jy wil beheer vat oor die omstandighede, op die beginsels van Josua 1 vers 8. Jy weet, mediteer oor hierdie wetboek dag en nag, laat hierdie woorde nie uit jou hart en jou denke uitverwyd nie, en dan sal jy suksesvol wees. Die oomblik wanneer jy oor iets begin mediteer, beteken dit, ek moet sekere goed verander. Ek moet my denke verander, maar ek moet my toepassing verander. Maar die oomblik as jy jou denke en jou toepassing verander, word dinge moeiliker. Dan lyk dit, is ek op die regte pad? Is ek besig met die regte ding? Maar die beginsel is, dis deel van wat God gesê het, dis hoe dit sal werk. Dis die beginsel. Jy verstaan? So, vermeerder, heers en onderwerp. Nou, daai oomblik wanneer die omstandighede moeilik word, nou moet jy die omstandighede onderwerp. En dit wys jou die mag van die woord. Hierdie wetboek waarvan jy gepraat, Josua 1 vers 8. Die oomblik as jy daai beginsels toepas. En hier is iets wat baie min mense weet. Die wetboek van God werk op hierdie beginsel. Omdat dit genoem word, wat is 'n wet? 'n wet is 'n vasgestelde beginsel. Met ander woorde, wanneer jy jy weet 'n sleutel vat en jy los hom, daar's 'n wet wat sê hy sal val. Jy verstaan, so hy sal val. Dis 'n wet, dis 'n vasgestelde beginsel. Die koninkryk van God werk op dieselfde. As jy die wet van God toepas, is daar 'n vasgestelde uitkoms. So as daar 'n vasgestelde uitkoms, is sukses voorspelbaar. Al wat jy moet doen is pas die wet toe en die uitkoms is bepaal. Pas die skrif toe. Ja. Ek het 'n interessante teksgedeelte in 'n video gesien so 'n paar dae terug wat ek met julle wil deel. En dit is vir my, ek dink vir ons as gelowiges is dit baie uniek. Hy sê, "It is the glory of God to conceal a matter." Ja. And it's the honor of God's children to seek it out. Ja. Toe ek dit lees, is vir my so mooi. Dit is, "It's the glory of God to conceal a matter." Sy woord, die openbaring van sy skrif. It's the glory of God to conceal it. But it's the honor of his children. Dit is tot eer van ons om dit te ontdek en om mekaar te deel en daai entoesiasme te hê van, "Yes, kyk wat ek ontdek het in die woord." Ek meen, niemand sê vir jou om dit te doen. Dit is soos 'n behoefte wat jy in die hart om sê, "Hoorie, ek het hierdie ontdek." Yes, en dan deel jy openbaring met mense en die openbaring wat jy deel raak aan mense se harte. Dis van, "Here, dankie. Dis presies wat ek nodig gehad het." Ja, daai beginsel is weer eens bevestig in Genesis, waar hy sê, "Be fruitful." So daar's twee woorde wat impliseer dat God nie net vir jou iets gee nie. Hy gee nooit vir jou die finale produk nie. Hy sê be. So die woordjie be impliseer become, word iets. Verstaan jy? So word wat ek jou gemaak het om te word, be. En dan fruitful impliseer dra vrug of produseer. So verstaan jy? So die beginsels is daar. As ons net die beginsels raak lees, dalk moet ons die Bybel net 'n bietjie stadiger lees. Ek wil net sê, daai wat jy nou net gesê het, be fruitful and multiply. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer ek dit om my lewe al gehoor het nie. Nog nooit het ek in my lewe gedink soos jy dit nou net uitgesit het. En jy het letterlik net 2 woorde gevat en jy het 2 minute lank gepraat oor 2 woorde. En ewe skielik het ek 'n ander openbaring. Ewe skielik ek kyk anders na my verantwoordelikhede as 'n gelowige. Ek verstaan dat ek moet produseer as 'n opdrag. En dit is vir my nogals uniek en dis presies wat die woord doen. God conceal en dis ons eer om dit te gaan ontdek. Jy sien dat, maar die beginsel daar wat jy sê ons moet dit ontdek. Nou ontdek impliseer soek. Weer eens Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God. Verstaan jy? So met ander woorde, daar is 'n aksie wat toegepas moet word. En baie mense, en ongelukkig hier's die hartseer, jy weet, daar is 'n ander kant van om 'n gelowige te wees. En ons noem dit die hartseer kant van die godsdiens aspek. Wanneer jy so vasgevang is in godsdiens, jy verwag net alles. Jy weet, ons leef in 'n samelewing waar ons gewoond is, jy weet, jy gaan McDonald's sê om die draai en daar's 'n drive-through, jy kry vinnig, jy bestel, alles gebeur net vinnig. Jy weet, in die koninkryk van God gebeur niks vinnig nie. Dit gebeur intentioneel. Dis bitter belangrik om dit te verstaan. So met ander woorde, verandering moet intentioneel wees. Om te soek is 'n intentionele aksie wat jy moet toepas voordat daar verandering sal plaasvind. Ja, daai is nogal 'n sterk woord wat jy sê, is 'n intentionele reaksie of aksie. Ons het laas gepraat, het ons gesê dat jy is 'n produk van jou keuses. Jy weet, en om eendag terug te sit en vol kwaad te wees oor dat jy is nie sukses in die lewe nie, moet jy self eintlik die vraag vra, maar hoe intentioneel was jy om God se koninkryk te soek? Hoeveel keer het jy jou eie gaan gesoek? Want weer eens, jy is die produk van jou keuses. As jy kies om nie
deel te wees van sy liggaam, sy gemeenskap, en betrokke te wees, en met 'n broer of suster te gesels, oor die koninkryk, oor die woord nie, of self net te lees soos wat, jy sit iewers in 'n geleentheid kry om te lees. As jy elke een van daai goed mis, gaan jy uiteindelik God se koninkryk mis. Ja, is baie belangrik, dit wat jy sê, want weer eens, dit kom terug na hierdie beginsel toe, jy weet, om intentioneel iets te doen, kom terug na die kernwoord toe, God ondersoek die hart van die mens, en wat soek hy? Hy kyk na die intensies Ja. van die hart. So verstaan jy, so met ander woorde, God weet wanneer jy werklik waar intentioneel na iets soek. Jy mag dalk voel, hoorie, ek weet nie wat ek doen nie, of waarmee is ek besig nie, maar God kyk na die intensies, hoe opreg jy is. Jy weet, is jy werklik waar besig om te soek na die koninkryk. So dis die intensies wat bepaal of jy suksesvol sal wees. Ja. En dit is bitter belangrik, want weer eens, dit kom terug na die beginsels van hoe die koninkryk van God werk. Jy verstaan, jy kan, en ons sien dit baie in die wêreld, en ongelukkig leef ons in 'n samelewing waar baie min mense die beginsel kan onderskei. Jy weet, ons sê ons het die gawe van onderskeiding, met die gawes van die Gees. Maar kan ons onderskei wanneer iemand intentioneel opreg is en wanneer iemand voorgee om opreg te wees? Ja, dit is moeilik, want my eerste ding wat ek dan aan gedink het, jy genoem het, begin het met die intentioneel, dan dink ek, okay, weet jy wat inluister, dis okay om te voel dat jy dalk 'n bietjie verlore. Ja. Ek glo persoonlik dis okay. I mean, jy's eerlik met jouself en jy weet oor ek is nie waar ek moet wees nie. Die eerste ding is al klaar, jy weet klaar jy is verlore. Dis 'n goeie eerste stap eintlik. Jy gaan nie dwaal nie, jy weet nie as jy's verlore nie, jy weet jy's verlore. Dis goed as jy gaan hike en jy kom agter, ek weet eintlik nie meer waar ons moet stap nie. Jy weet, my dis nie daai trots van die 6 ouens agter my, ek gaan nou nie erken ek is eintlik verdwaal nie. So ek gaan nog 4 ure verder stap en ons almal nog meer laat verdwaal nie. Ek sal erken hoe die ouens verdwaal. Kan julle my help? Kom ons kyk waar ons die pad. En dit is presies dieselfde vir gelowiges ook. As jy weet jy's nie waar jy wil wees nie. As jy weet jy's bietjie dalk verdwaal of jy voel jy bid teen 'n plafon vas, kry iemand wie jy kan nader en sê ek struikel, hierdie is my struikelblok en ek is seker daarvan met die 2 of 3 mense met wie jy gaan gesels, gaan eventually gaan daar antwoorde vir jou oopkom. Daar gaan God se woord sê waar 2 of meer bymekaar kom, so sal dit wees. En ek glo dat wanneer iemand 'n behoefte het en hy nader sy broers en susters, hy nader die liggaam van Christus, is ek seker daarvan daar gaan aanraking wees, daar gaan openbaring wees, want dis sy liggaam wat funksioneer. Natuurlik, ja. Wat 'n gedeelte in Galasiërs wat dit mooi sê, in Galasiërs 6, hy sê, broers, as een van julle deur een of ander misdaad oorval word, dan moet julle wat geestelik is. Hoor wat hy sê, en ek hou daarvan, hy sê, dan moet julle wat geestelik is. Wat impliseer dit om geestelik te wees? Dit beteken dat die invloed wat huidiglik in jou lewe, wat jou sukses bepaal, die invloed wat jou huidiglik sterk maak, Ja. julle wat dan geestelik is, moet so 'n broer reg help met sagmoedigheid. So met ander woorde, en dan sê hy die volgende deel is baie belangrik, hy sê, en pas op, dat een van julle nie ook onder dieselfde versoeking val nie. Sien, so met ander woorde, enige een van ons kan een of ander tyd in 'n versoeking verval, of ons kan val en struikel, maar dis die voordeel wat ons het, omrede ons nie, jy weet, afsonderlik veronderstel is om te funksioneer nie, maar ons is deel van 'n liggaamstruktuur. Met ander woorde, die groot woord is, ons is korporatief. Ja. As ons in die korporatiewe liggaam beweeg, dan het ons die vrymoedigheid om te sê, weet jy wat, Pierre, ek dink dit gaan so goed nie, help my. Verstaan jy? En ons weer eens dieselfde begin, as jy sien 'n broer of 'n suster struikel, het jy die verantwoordelikheid om te sê, waar kan ek help? Jy sien, ek dink dit sien ons baie moeilik, want weer eens, dit kom terug na die beginsel, jy weet, selftrots, jy weet, as ek wil ek gehelp word, wil ek nie. En om swak te wees is nie noodwendig 'n slegte ding nie, want as jy dit net sê, as jy eers kan eerlik wees met jouself en sê, weet jy wat, verandering is nodig. Ek moet verander, my omstandighede moet verander. Dis waar alles begin. Is dit nie God se woord wat ook sê wanneer jy swak is ek sterk nie? Presies, ja. So is eintlik snaaks om te sê, maar God het 'n antwoord vir alles. Hy het. So dit is weer eens, die skrif is net van Genesis, jy het nou genoem dat be fruitful, Galasiërs weer die vrug van die Gees. God sê dieselfde beginsels oor en oor, eintlik net op 'n ander manier. Op 'n ander manier, ja. Ons moet dit net snap. Ons moet dit net ontdek en ons moet jy sê dit baie keer, die goue draadjie reg net volg. En dit is ewe skielik dat nou wil jy elke boek in die Bybel lees. Nie net 'n sekere gedeelte of 'n sekere testament nie. Party mense het die persepsie van sekere testamente of boeke is nie eers meer geldig vandag nie. Maar hoe kan 'n prinsip, hoe kan 'n vasgestelde beginsel nie meer geldig wees nie?
Ja, ek wil net aansluit by jou, dis baie belangrik wat jy daar sê. Baie mense lees byvoorbeeld net die Nuwe Testament. Ja. Nou die Nuwe Testament, dis fenomenaal want dit Fenomenaal. verduidelik baie van die Ou Testament. Ja. Maar sonder die Ou Testament was daar nie 'n Nuwe Testament nie. Jy verstaan, die Nuwe Testament bevestig die Ou Testament. Jy weet dit, jy het 'n teologiese graad. So met ander woorde, die beginsel is daar sodat as die Ou Testament dan bevestig word deur die Nuwe Testament, dan geld dieselfde beginsels. In die Nuwe Testament lees ons van genade en in die Ou Testament byvoorbeeld van wet. Dis net vir my 'n mooi voorbeeld. En baie mense in die Nuwe Testament sê maar ons is nie meer onder die wet nie, ons is nou onder genade. Okay? Hier's vir jou iets om aan te dink. Sonder die wet was genade nooit nodig nie. Ja. As genade nog steeds geld, moet die wet nog steeds geld. Verstaan jy? Want die een beginsel kan nie sonder die ander een funksioneer nie. Ja. Okay, so wat maak genade kragtig en wat maak die wet kragtig? Hierdie is goed wat ek en jy moet gaan soek en uitvind, want die hele Bybel, en hier is die belangrike beginsel, handel oor die koninkryk van God. Die hele Bybel, van Genesis tot Openbaring, is een tema, die koninkryk van God. En wanneer ons verstaan die hele Bybel handel oor een tema, nou sal dit vir ons soveel makliker wees om die hele Bybel te lees. Want nou soek jy na een ding in die hele Bybel. Van Genesis tot Openbaring soek jy na die koninkryk. Jy soek nie verskoning om te sê hoekom jy swak is en hoekom jy nie daar kan sterk wees. Jy soek nie verskoning van hoekom jy hier iets kan doen en daar kon jy dit nie doen nie. Verstaan nie? Want dit gaan net oor die koninkryk. Dit gaan oor die beginsel van die koninkryk van God. Jy het voel vir my jy het dit eintlik so perfek opgesom nou op die laaste punt eintlik is dat jy soek deur die hele Bybel die koninkryk van God. Dis vir my dis eintlik die mooiste stelling regdeur wat ek nou besef het en is dat weer eens om suksesvol te wees moet jy geestelik gesond wees. Ja. Dis belangrik. Ons almal was al siek op een van 'n tyd en ons weet hoe dit voel om siek te wees. Dis erger om geestelik siek te wees as om liggaamlik siek te wees, glo ek persoonlik, want iemand wat geestelik siek is, gaan dit voel. Want hy gaan dit voel in sy hart, hy gaan dit voel hoe hy voel oor homself en hoe hy uiteindelik ook reflekteer na ander mense toe. Maar wanneer hy geestelik gesond is, reflekteer hy Christus. Reflekteer hy die beeld en gelykenis van Christus. En ander mense sien dit en dis verskriklik aanloklik. Mense sien dit. Jy is soos 'n persoon, hoor jou, wat doen jy? Ja. Soos, waar gym jy of wat doen jy? Is dit nuwe spuitgoed? Hoekom is jy so gelukkig die hele tyd? Ja. En dis nee, ek sê net God se wil lewe in my hart. Dis ek lewe nie net in die gees nie, maar ek wandel ook in die gees. Ja. Het my gedink in 'n gedeelte, ek dink is 'n gedeelte wat jy eintlik nogal redelik lief is vir die gedeelte Filippense 4 waar hy sê bekommer julle oor niks. Bekommer jy oor niks nie. Jy weet en dan sê hy maar bid oor alles en wees dankbaar oor alles. Jy weet met danksegging en met smeking en dan die einde sê dit baie besonder. Sodra jy dit doen, dan sal die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan jou hart en jou denke bewaar. Verstaan jy? So met ander woorde, dis bitter belangrik dat ons in 'n staat inbeweeg waar ons vrede in ons hart het en ons denke. Jy sien, want daar's niks erger wanneer jou denke jou oorweldig. En jy verstaan, jy het al gevoel jy gaan slaap, maar jy kan nie slaap nie, dan sê jy my brein skakel nie af nie. Ek kan nie so sê hoeveel keer nie, nie verstaan jy? Want jy het nie rustigheid of vrede in jou denke nie. Verstaan jy? Want jy's gejaag, jy dink al slaap, jy oordink goed, jy dink na die volgende goed wat moet gebeur. So daar's soveel goed wat jy kan verander om jouself geestelik gesond te kry sodat jy 'n suksesvolle, jy weet, nie net in die kapasiteit van wat jy het en wat jy bymekaar maak nie, maar om suksesvol te wees in jou daaglikse lewenstoepassing. Definitief. Maar ek wil vir ons afsluit op 'n laaste skrifgedeelte hierso en dit is in 2 Tessalonisense 3 vers 16. En praat ook net weer van daai vrede. Ja. En ek gaan vir ons in Engels lees the New Living Translation. Hy sê, "Now may the Lord of peace himself give you his peace at all times and in every situation. The Lord be with all of you." En dis vir my weer eens jy kan daai skrifgedeelte vat jy kan hom opbreek vir jou sê, "Now may the Lord of peace himself, God van vrede self, give you his peace." Gee vir jou sy vrede. Nie vrede van die wêreld nie, hy gee vir jou sy vrede at all times and in every situation. Ja. This is amazing. So al slaap ek, weet ek die Here, die vrede en rus van die Here sal met my wees. So, dankie vir julle wat ingeluister het. Dit was Spiritual Talk episode 2 hier saam met Benny Jonker. So Benny, dankie weer eens vir jou en ook dankie vir julle wat ingeskakel is hier en geluister het. Ons sien julle weer. Groete. Okay. Stop streaming.